Hoofnuus vanaand, grootskaalse skade in Libanese hoofstad Beirut aangerig en minstens 80 sterf in aanval op Iranse vlootskip op 5de dag van oorlog tussen VSA, Israel en Iran. Die afgestorwe Cope-leier Mosiuoa Lekota word onthou as 'n gesoute en vuurvreter politikus. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Spanning laai op tussen die VSA en sy westerse bondgenote oor die oorlog in die Midde-Ooste, terwyl Amerika se minister van verdediging, Pete Hegseth, herhaal het dat die land se offensief teen Iran nog lank nie verby is nie. Spanje se eerste minister Pedro Sanchez het gewaarsku dat die konflik met die lewens van miljoene mense speel, nadat president Donald Trump gewaarsku het dat hy handel met Madrid gaan afsny oor die Spaanse regering se teenkanting teen die oorlog. Vroeër vandag het die Britse eerste minister Keir Starmer aan LP's gesê dat Trump nie 'n behoorlike plan vir die oorlog het nie. Hy het beklemtoon dat Brittanje nie regstreeks by die konflik betrokke sal raak sonder 'n deurdagte benadering deur die VSA en Israel nie. Volgens die Amerikaanse verdedigingsminister is dit Iran wat die oorlog sonder 'n plan benader het. Hegseth hou vol dat Iran besig is om die oorlog te verloor. We are only 4 days into this, and the results have been incredible. Historic, really. Only the United States of America could lead this, only us. But when you add the Israeli Defense Forces, a devastatingly capable force, the combination is sheer destruction for our radical Islamist Iranian adversaries. They are toast, and they know it. Or at least, soon enough, they will know it. Die Amerikaanse weermag sê hy gaan nou verder in beweeg op Iran se grondgebied. Hegseth het ook bevestig dat Amerika verantwoordelik was vir 'n aanval op Iran se vlootskip aan die kus van Sri Lanka, waarin minstens 80 mense gesterf het. Yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Daar was sowat 180 mense op die skip. Sri Lanka het daarin geslaag om 32 mense uit die see te red. Sowat 70 mense word nog vermis. Die oorlewendes word in 'n hospitaal in Galle in Sri Lanka behandel. Intussen vlug duisende mense uit Libanon nadat Israel sy ergste aanvalle nog op teikens in onder meer die hoofstad Beirut uitgevoer het. Die Israelse weermag het gister inwoners van 80 dorpe in die suide van Libanon gewaarsku om uit die gebied pad te gee, terwyl nog aanvalle op die land beplan word. In Teheran het lugaanvalle deur die VSA en Israel op onder meer veiligheidshoofkwartiere onverpoost voortgegaan. Volgens die jongste syfers is meer as 1000 Iranse burgers reeds in die konflik dood. Inwoners van Teheran het begin om die rommel op te ruim en gebid dat die aanvalle ophou. 'n Iranse vegvliegtuig is ook vroeër vandag deur Israel oor Teheran afgeskiet. In Jerusalem het nooddienste bevestig dat minstens 9 mense dood en 20 ander beseer is toe 'n Iranse missiel 'n woongebied in die weste van Jerusalem getref het. Die missiel het minstens 50 huise en 'n woonstelgebou met die grond gelyk gemaak. Vroeër het die Turkse regering aangekondig dat NAVO se missielafweeringsstelsel 'n ballistiese missiel onderskep het wat van Iran na Turkye afgevuur is. Bronne het bevestig dat Mojtaba Khamenei, die seun van Iran se ontslape oppergesagleier Ali Khamenei, die Amerikaanse en Israeliese lugaanval Saterdag op Iran oorleef het. Mojtaba, 'n middelrangse geestelike leier met nou bande met Iran se revolusionêre wag, is een van die invloedrykste figure in die Iranese geestelike instelling. Hy word reeds jare lank as een van die mees geskikte opvolgers van sy pa beskou. Ayatollah Ali Khamenei, wat Iran sedert 1989 as geestelike leier lei, is een van 'n paar militêre en invloedryke mense wat Saterdag in die aanval op Iran dood is.
Die Iraanse staatsmedia het aangekondig dat openbare rouseremonies vir Khamenei uitgestel is. Ekonome waarsku dat die oliepryssstyging inflasie hoër kan dwing, juist toe sentrale banke rentekoerse wou verlaag. Die olieprys het weer gestyg en het bykans $84 per vat bereik, wat die hoogste is sedert Julie 2024. Olievervoer deur die straat van Hormuz is in gedrang weens gevegte tussen die VSA, Israel en Iran. Suid-Afrika voer miljoene vate olie in uit die Midde-Ooste. Die land koop ook verwerkte produkte soos petrol, diesel en vliegtuigbrandstof daar. Suid-Afrika het egter die afgelope jare sy bronne verwyd en Nigerië is tans een van sy grootste olieverskaffers. Ondanks die gerusstelling raak onsekerheid in die wêreldmarkte die land regstreeks sedert die begin van die VSA en Israel se aanvalle op Iran. Beleggers is bekommerd oor ontwrigting van olielewering en ontluikende markte lei onder die soeke na veiliger beleggings soos die Amerikaanse dollar. You see emerging markets selling off, defense and energy stocks will rally, and we on our side of the world, we focus largely on commodities, will definitely have some volatility there. So it's an emerging markets view that there's excessive risk or extra risk above what is acceptable. There'll be a sell-off, which is what we saw now. So oil is the transmission mechanism for geopolitics into inflation. In 'n dramatiese dag in plaaslike markte het die JSE gister met meer as 5,5% gedaal. Die plaaslike beurs het wel effens herstel sedertdien. Afhangend van hoe lank die oorlog duur, kan ontwrigting in olielewering die wêreldekonomie in 'n resessie indwing. Gold typically thrives in uncertainty. So those are sort of the three things that sort of we'll look at. Then the secondary things will be around central banks, the balancing act around inflation, short-term panic typically starts and then we stabilize, then the focus returns to sort of fundamentals. So investor advice would be don't panic, maintain diversification. Oor die korttermyn sal die rand waarskynlik wisselvallig wees, terwyl beleggers 'n oog hou op geopolitiese gebeure, die olieprys en hoe reuse ekonomieë soos China vaar. En ons gaan net hierna voort met nog nuus in Afrikaans. Sien jou nou. Huldeblyke stroom in na die dood van Mosiwa Terra Lekota in die ouderdom van 77. Lekota was 'n prominente parlementêre figuur sedert die oorgang na die demokratiese bedeling. Hoewel hy as wetgewer by die parlement aangesluit het onder die ANC-vaandel, was hy teen sy uittrede die leier van die Congress of the People, oftewel COPE. Lekota was die stigtersvoorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies van 1997 tot 99. Hy is bestempel as 'n vuurvreter wat meer as een keer uit die huis geskop is. Lekota het voormalige president Jacob Zuma aangevat sonder om te skroom. Madam Deputy Speaker, with respect, this was not the occasion of No, Honorable, it was the occasion Lekota. of the debate. No, I'm sorry, I am unable. My conscience does not allow me to withdraw. Then if you are unable, you know what to do, Honorable Speaker, you leave the House. Mr. Speaker. Honorable Deputy Speaker. If you are unable to withdraw, you leave the House. 'n Onverskrokke Lekota het geweier om die opmerkings wat hy gemaak het terug te trek. Madam Deputy Speaker, with respect, this was not the occasion of No, Honorable, it was the occasion Lekota. of the debate. No, I'm sorry, I am unable. My conscience does not allow me to withdraw. Then if you are unable, you know what to do, Honorable Speaker, you leave the House. Mr. Speaker. Honorable Deputy Speaker. If you are unable to withdraw, you leave the House. 'n Paar jaar later het Lekota tydens president Cyril Ramaphosa se staatsrede debat 'n uitnodiging van die president om saam met hom op 'n uitstappie te gaan verwerp. Lekota het beweer dat Ramaphosa gekies het om sy ewe knieë by die veiligheidspolisie aan te meld. Were made. I made my choice to go down with our people. You made your choice to go with them.
Now you are inviting us to join you in the corruption of Bosasa, in the corruption of all of these things you've been doing with the others. I'm sorry, sir. I will stay with the people in Khayelitsha, in Chiawelo and Soweto and so on. The day we get out of there, it will not be to go to the flesh path of Egypt. It will be to go with our people when freedom is there for everybody. Ten spyte daarvan dat COPE die derde grootste politieke party in die parlement was tussen 2009 en 2014, het die party geleidelik steun by die stembus verloor en uiteindelik na die 2024 verkiesing nie na die parlement teruggekeer nie. Zelene Merrington, SAK Nuus, Parlement. Die verkiesing van 'n voorsitter van die oorsigkomitee oor die presidentsie is vereers gestaak weens 'n dispuut oor 'n nominasie. Die komitee gaan regshulp inwin oor of 'n kandidaat hom of haarself kan sekondeer vir sy of haar nominasie. DA-hoofsweep George McCallicus het homself genomineer en sy nominasie gesekondeer. Die reëls is egter onduidelik oor of dit toelaatbaar is. McCallicus en die MK-party LP, Seheng Mokoena Zondi, sê mekaar die stryd aan vir die voorsitterspos. Oppositiepartye en die Zondo-kommissie van ondersoek het 'n oorsigkomitee oor die presidentsie voorgestel. 'n Senior staatsaanklaer by die nasionale vervolgingsgesag het aan die ad hoc komitee gesê hoe die onafhanklike ondersoeker Paul O'Sullivan ernstige strafregtelike klagtes vrygespring het. Advokaat Michael Mashuga sê hy het in 2017 genoeg bewyse gehad om O'Sullivan van intimidasie, bedrog en afpersing aan te kla, maar die saak is geskrap. Mashuga het voor die ad hoc komitee wat aantuigings van infiltrasie en korrupsie binne die strafregstelsel ondersoek getuig. Lydens Mashuga het O'Sullivan baie keer sy hand oorspeel en krediete en selfoonrekords van private burgers ontvang. There was a considerable interference with the investigating officers, with me as a prosecutor, which would have contributed to the delay of the Camille Drift case 12/01/2017. Mashuga sê O'Sullivan en sy persoonlike assistent, Sarah Jane Trent, het alself as oopot owerhede voorgedoen in hul ondersoek teen Gomotso Paslane. Trent was compiling Section 205 requests and receiving the information from IPID members when it was provided by banks and cell phone network providers, despite her not being a member of IPID, which is a contravention of the provisions of the IPID Act. I also referred in 97.8 of several instances where Trent and O'Sullivan accessed credit bureau records of several people, including witnesses against General Patlani. In some of these witnesses, she is requested by Mr. McBride to do that. Mashuga sê dit blyk asof die destydse oopot hoof Robert McBride 200,000 van O'Sullivan ontvang het om sy regskoste tydens sy skorsing te betaal. Die ad hoc komitee gaan voort. Misdaadsyndikaate het soms invloed uitgeoefen op wetstoepassings, agentskapstrukture en die strukture geïnfiltreer. Die geskorste polisieafdelingshoof vir georganiseerde misdaad, generaal-majoor Richard Shibiri, het die bekentenis gemaak voor die Madlanga-kommissie van ondersoek. Shibiri het getuig, misdaadsyndikaate het tot 'n sekere mate wetstoepassingsstrukture insluitend die polisie, die Johannesburgse Metropolisie, die nasionale vervolgingsgesag en die staatsveiligheidsagentskap geïnfiltreer. Hy het ook getuig dit is nie nuut, toevallig of geïsoleerde gevalle nie. It has manifested repeatedly over a sustained period of years across different operational environments, geographic areas. The intelligence trend, disciplinary cases, criminal prosecution, investigative finding,
with which I have been involved indicate a recurring pattern of attempts by organized criminal groupings to compromise individuals within South Africa, officials within the law enforcement agency. Buiten dat Shibiri na bewering noue bande het met vermeende misdaadsyndikaatlede soos Katiso Kaitu Molefe en Vusimusi Kat Matlala, het hy na bewering ook R80.000 van Matlala as omkoopgeld ontvang. Shibiri het egter getuig dit was 'n lening nadat sy seun in 2024 in 'n motorongeluk was. Hy het getuig hy het die geld sedertdien persoonlik terugbetaal. I confirm that the funds were utilized solely for the vehicle repairs and were not connected to any way to my official duties or any operational matter. Getuienis voor die kommissie duur voort. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Net hierna kyk ons na hoogtepunte in die T20 half-eindstryd tussen die Proteas en die Kiwis. Bly gerus ingeskakel. Dit is 100 dae voor die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi in die VSA, Kanada en Mexiko. Organiseerders het die mylpaal gevier deur 'n model van die Empire State Gebou in die ingangsportaal van die gebou in New York met die kleure van die 3 lande te belig. 1, 2, 3. Die eerste wedstryd van die toernooi tussen Bafana Bafana en Mexiko skop op 11 Junie af. Die eindstryd sal op Sondag 19 Julie in New York plaasvind. Verteenwoordigers van al 3 gasheerlande en hulle onderskeie gelukbringers het die 100 dae vieringe bygewoon. We have the stadiums, we have the airports, we have the hotels, we have the infrastructure, and so let's bring on the fun. Of course, you need to be focused on security. Of course, you need to be focused on hospitality to make sure people have a wonderful time. They want to come back, they want to invest their money, they want to visit, they want to maybe move here. Intussen is ondersteuners steeds op soek na kaartjies, ondanks die hoë pryse. FIFA het reeds aangedui dat byna 2 miljoen in die eerste 2 fases verkoop is. The beneficiaries will be the member federations, the national federations who are participating in this World Cup, standing to do extremely well. So, FIFA is a financial juggernaut. I think everybody in the world knows that. This World Cup is going to be very successful, no doubt about it. En 'n Brasiliaanse sokkerondersteuner het die reis na die toernooi met sy 1971 kewer aangepak. Sy motor is selfs toegerus met 'n bed, 'n yskas en 'n mobiele kombuis. Guilherme Martin Nunes sê hy behoort ongeveer 14.000 kilometer af te lê. Die uitstappie gaan hom sowat R320.000 uit die sak jaag. Liesel Olivier, SAK nuus. Dit is dan al vir vanaand. Ons is môre aand weer terug om 6:30. Mooi bly tot dan. Goeienaand en welkom. Die weer is as volg. Wat vandag aan betref verspreide buie kom voor in dele van Limpopo, Mpumalanga streek oor die Gauteng tot in dele van die Noordwes. Verspreide buie kom ook voor in die sentrale dele van die Noord-Kaap. Anders kan enkele buie verwag word oor die grootste dele van die land. Oggendmiskole kom ook plek voor in dele van die Oos-Kaap as ook in die Wes-Kaap. As ons kyk na môre, verspreide buie kom voor in die sentrale dele van die land. Dit kom grootliks voor in die Oos-Kaap, streek oor die Vrystaat tot in die Noord-Kaap en dit kan lei tot kitsvloede. Verspreide buie kom ook voor in die grootste dele. Oggendmiskole kan ook verwag word in dele van Noordwes, Limpopo, Mpumalanga as ook in KwaZulu-Natal.
Kom ons kyk nou na die weerwag wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir hewige donderbuie en dit kom grootliks voor in dele van Mpumalanga, KwaZulu-Natal, asook in dele van Gauteng en die sentrale dele van die Noord-Kaap. Daar is ook 'n weerwag uitgereik vir môre vir hewige donderbuie en dit kan lei tot kitsvloede, so wees asseblief versigtig en dit kom grootliks voor in die westelike dele van KwaZulu-Natal, Oos-Kaap en in die grootste dele van die Noord-Kaap asook in die Noordwes. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. 'n Koel tot warme dag kan verwag word. Pretoria en Vereniging se maksimum daar is 26 grade. Johannesburg se minimum is 17 met 'n maksimum 24. In Limpopo 'n warme dag kan ook verwag word met verspreide buie. Bella se minimum is 17 met 'n maksimum van 27. In Mpumalanga verspreide buie kom voor. Anders is dit warm. Standerton se minimum is 13 met 'n maksimum 25. In KwaZulu-Natal wyd verspreide buie kan verwag word, so wees asseblief versigtig. Dit is ook warm in hierdie provinsie. Dan beweeg ons na die Oos-Kaap. Onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is, so wees versigtig. Gqeberha se maksimum daar is 26. Willowmore se minimum is 12 met 'n maksimum 25. Dan kom ons van die Wes-Kaap. Wyd verspreide buie kom voor in die westelike dele van hierdie provinsie. Anders is koel tot warm. Vredendal se maksimum is 27. In die Noord-Kaap 'n warme dag kom voor. Appington se maksimum is 31 grade. Sutherland het 'n minimum van 9 en 'n maksimum 25. Dan in die Vrystaat wyd verspreide buie kan ook verwag word as gevolg van die weerwag wat uitgereik is. Dit is ook warm in hierdie provinsie. Welkom se maksimum is 29. Bloemfontein se minimum is 16 met 'n maksimum van 28. Dan laastens Noordwes. Onthou die weerwag asseblief en wees versigtig. Wyd verspreide buie kom voor. Mahikeng se maksimum is 24. Swaziland het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 27.